mag onmiskenbare tekens elke liewe dag plaasvind. En daar's 'n gedeelte in die Bybel wat ek spesifiek wil gebruik rondom dit in die vers sal nou opkom daar. En dis Handelinge 4 vers 16. Nou dit is wat die kerkleiers gesê het na aanleiding van dit wat gebeur het met die man by die mooi poort. Toe Petrus en Johannes hom gesê, goud en silwer het ons nie, maar in die naam van Jesus Christus van Nazareth staan op en loop. Ons ken die storie baie goed. En hulle het later 'n verskriklike storie gehad hieroor en ons gaan nou sien soos wat ons deurgaan wat aanleiding gegee het tot dit, maar dan kom hierdie klomp leiers saam, hulle hou nie van wat gebeur het nie, en dan kom hulle met hierdie woorde, dis eintlik getuienis uit hulle monde uit van dit wat hulle nie geglo het nie, maar wat hulle nie kan ontken nie. Hoor wat sê hulle? Hulle sê, wat gaan ons met hierdie mans aanvang, het hierdie leiers gesê, dis vir Petrus en Johannes, want hulle het die ouens geleer ook, nee. En hulle het hulle veral geleer oor die opstaan van Jesus uit die dood. Nou dit het die meeste mense verskriklik kwaad gemaak. Baie kon die boodskap van, ons sien selfs in Paulus se tyd, toe hy by die Areopagus gespreek, maar die oomblik toe hy praat van die opstanding, toe sê hulle, nee, wag so 'n bietjie, ons kan nie nou, hierdie storie is nou 'n bietjie far-fetched nou, ons gaan dalk later na jou luister, en ons weet, daar het selfs tot bekering gekom. Maar die opstanding uit die dood, die oomblik as daar in die antieke tye hiervan gepraat word, en ons moet die konteks lekker verstaan, want in 'n sekere sfeer van die politiese wêreld en waar mense regeer het, baie keer met autoritair geregeer het. Hulle dit was 'n bedreiging vir hulle. As hulle hoor van iemand wat dood gegaan het, want hulle het gedink, hulle kan die lewe stop as dit moet. Maar hierdie ou staan op by die doodheid. En daar was altyd hierdie ding van wat sal gebeur. So 'n persoon kan met ander woorde nie gestop word nie. En dit is hoekom hulle hierdie mense baie keer so vervolg het. So dit is die breë konteks, ook 'n bietjie dieper ingaan daaroor. Hoor wat sê hulle? Wat gaan ons met hierdie mans aanvang? Het hulle gevra. Dit is vir almal wat in Jerusalem woon duidelik. So daai mense het vinnig geloof. Vinnig. Dit was net 'n rukkie terug en hulle sê vir almal in Jerusalem. So dit het vinniger gehardloop as WhatsApp. Want dan moet jy ook weet, in die antieke tye was dit so gewees. Daar was nie middele en goed wat mense gebruik het om goed te verkondig. Daar was vinnig nuus oorgedra van hier na daar. Dalk miskien mense wat rondgehardloop het dit verkondig het en wat ook al kom kyk, iets wonderliks het gebeur, hoe dit ook al sê. En ons het geweet, dit het ook baie keer met Jesus gebeur. As hy wonderwerk gedoen het, is dit verkondig en as jy weer sien, was daar 'n magtige skare en Jesus het die siekes gesond gemaak. So nuus het ook vinnig geloop. Dit is vir almal wat in Jerusalem woon duidelik dat 'n onmiskenbare teken deur hulle plaasgevind het. Hoor wat sê hulle? Deur hulle plaasgevind het. Hulle het dit nog nie lekker verstaan. En dan sê hy, en ook ons kan dit nie ontken. Ook ons kan dit nie ontken. Nou in die CAB vertaling, nou dis 'n contemporary Afrikaanse vertaling, is dit eintlik geword die woord, dit is een kenlike teken. Kenlik, jy kan dit nie ontken nie, dit is absoluut kenlik. Nou Afrikaanse, die CAB praat van merkwaardig, die ou vertaling praat van kenlik. Maar dit is alles, dit is met ander woorde onmiskenbaar, jy kan nie anders nie, jy moet eenvoudig erken, iets het hier gebeur, iets is gesien, iets het gebeur, ons kan dit nie stop. As iets so gebeur, in ons alledaagse lewe, en dit het gebeur, as iets gebeur het, en mense het dit gesien, en daar kom aan ouens en sê, nee, maar dit het nou nie gebeur, dan sê, nee, wacht so bietjie, ek was daar, ek het dit gesien gebeur, niemand sal vir jou kan sê, dit was nie so, as hulle nie daar was nie. Dis hoekom die evangelies my opgewonde maak. En dit is ook hoekom ek nie die apokryfe boeke en al die ander geskrifte wat mense deesdae sê jy moet nou ook lees. Die kerk het dit vir mense weggesteek en hierdie goed. Jy kry hierdie video's en jy kry mense wat hierdie goed verkondig. Ek wil dit nie lees en ek het al baie van dit gelees. Maar dit is nie vir my so belangrik nie. Wat vir my belangrik is die ouens wat Jesus gesien opry het, gesien het wat hy gedoen het, dit wat hulle skryf. Dis die goed wat ons
maar kan glo. En dis hoekom dit in die kanon opgeneem is. So ons kan eenvoudig staat maak op dit. Jy hoef nie te wonder oor dit nie, nee. So dit is onmiskenbaar. Dit kan nie ontken word nie. Dis op geen manier kan dit vals wees nie. Dit is 'n absolute feit. Hulle het dit gesien en Petrus het nogal gesê. En julle weet hoe lank was hy eintlik? Almal het geweet hierdie ou. En hy het heel waarskynlik vir baie lang tyd daar by die mooi poort gelê. En baie keer het Petrus het daar verby geloop. Ons weet nie. Want dit was 'n gewoonte dat hulle hom daar gaan neersit net sodat hy kon bedel vir geld. Né? So, dit was net eenvoudig. Niemand kon dit ontken nie. Dit was onmiskenbaar geweest. En hoekom het hy gesond geword? Dit was as gevolg van die naam van Jesus van Nasaret en as gevolg van sy opstanding uit die dood. Jy sien, hierdie wonderwerk sou nie kon gebeur as Jesus nie uit die dood het opgestaan het. Want sy opstanding was eintlik daai bekragtiging van wie hy is en wat hy doen. En dit was ook onmiskenbaar. As jy net vat aan hoeveel 1 Korintiërs 15 sê, meer as 500 op een slag het hy verskyn. Aan sy disippels het hy oor 40 dae kort verskyn en aan ander ook. En dit was hierdie wat tot geïnspireer was, net die wat geskryf het om dit te kan bevestig as 'n feit. Onmiskenbaar. Dis selfs die historiese feit vandag. Hoekom? Want mense het dit gesien. Onmiskenbaar. Jy kan staan op dit. Daarom moet ons alles doen in sy naam en vir hom, terwyl ons osself gedurig herinner van die dood, dat hy opgestaan het uit die dood, dis die doel van die nagmaal ook, nee. En wat ons ook al van doen ons namens hom, omdat hy leef. Omdat hy leef. Mens kan vir jouself die vraag vra, hoeveel goed in jou lewe en alledaagse bestaan kan jy vasmaak en sê, weet jy wat, hierdie gedeelte van my dag het ek gedoen in die naam van Jesus. Hy is verheerlik, hy is vereer, ek gee vir hom al die eer. Of is daar sekere tye wat jy dalk sê, nee, weet jy wat, daai deel moet ons maar so 'n bietjie weg. Ek dink dit was gedoen tot eer van sy naam en vir sy naam. Ons sien in Handelinge 3 vers 16, hy is ook op die bord, al Petrus toe nou vir hulle sê, die naam van Jesus het hierdie man se bene weer sterk gemaak, en julle weet hoe verlam hy was. Geloof, hoor mooi, geloof in die naam van Jesus het hom heeltemal gesond laat word, hier reg voor julle oë. So dis 'n onmiskenbare teken. As ons gaan kyk na ander gedeelte in die Bybel, gaan net so enetjie aanhaal. Maar Psalm 23. Hy sê lei ons op die spore van geregtigheid, ook om sy naam se ontwil. Selfs hoe ons gelei word en leef as gelowiges in die lewe, hy koppel sy naam ook daaraan. Hoe ons leef, dis hoekom ons dit moet uitleef. Dis hoekom ons nie moet skaam wees vir sy naam. Veral in hierdie dae wat ons leef, die meeste mense gebruik sy naam as 'n vloekwoord of dis my altyd net mind-blowing dat mense dit vandag nog doen, soos of dit niks is. Jy hoor hoe mense dit net eenvoudig gebruik. Dan dink jy wat? Dit die mense nog niks geleer nie. Mense sien die vyand sal ook enigiets doen om die naam van Jesus oneer aan te doen, nê. En jou ook so te lei, verlei, kom ons sê eerder verlei. Hy lei ons, hy verlei ons. Ons moet absoluut seker wees dat dit wat ons doen is ook gekoppel. Ons naam word gekoppel aan sy naam en ons gedrag het oor ons bid in sy naam. Jesus het ook gesê, dis voorbeelde wat ek noem. Wat jy nou vir die Vader vra in my naam sal jy kry. So ons bid in sy naam. Ons tree op in sy naam. As jy alles wat jy doen in die naam van Jesus, gaan jy dit anders doen. Dit gaan nie eenvoudig so wees. As jy die feestyd ingaan, wat jy ook al hierdie feestyd gaan doen dit in sy naam en tot eer van sy naam en mag hy verheerlik word, mag hy gelukkig word. So alles tot eer van hom.
Jy sal ook agterkom, die oomblik as jy dit begin doen, gaan jou lewe nogal so 'n bietjie nou getrek word. Gaan so 'n bietjie nou getrek word. Jy weet daai smal paadjie waarop ons staan. Dis maklik om in hierdie breë stroom te spring. Kom ek sê vir jou, enige aap kan dronk word. Dis nie 'n kuns nie. Enige mens kan oorgee aan enigiets. Dis maklik. Spring in die baie stroom, dan gaan jy as maak soos die wêreld maak. Dis nie 'n kuns nie. Dis nie 'n kuns om in die wêreld te wees nie. Jy gee net oor en jy wou nie. Maar as jy dinge in die naam van die Here begin doen, dan word jou lewe so 'n bietjie nader aan mekaar getrek. Die lekker deel daarvan is, jy voel iets van daai gebondenheid wat jy in Christus het, wat jou vashou, wat jou ondersteun, wat jou vrede gee. Op daai pad waar jy nie omgee, het jy nie vrede nie. Daar's nie perke nie. Dis soos iets wat gly op ys, die hele plek vol. Daar's nie reëlings nie, daar's niks om aan vas te hou nie. Maar as mens so regtig begin leef in die naam van die Here, in die naam van die Here, dan begin onmiskenbare goed in jou lewe gebeur. En dan begin jy maar net besef, sy saak is altyd groter as jou saak. Moet dit nooit vergeet. Sy saak, God se saak, is groter as jou saak en jou opinie en al jou verskoningkies en al die redenasies wat daar is. Jy kry mense wat dalk net vir 'n 5 of 'n 10 jaar dalk net so 'n bietjie begin filosofies dink oor die natuur en die wetenskap. En nou wil hulle so miskien op 'n punt kom en sê ja, maar die Here niks begin God se skepping in twyfel trek en hom in twyfel trek. Maar kom op te sê, dit is dalk eerlik om te sê, maar miskien moet ek dit maar sê, maar nie Bobbejaan. Ekskuus. Moes ek dit nie gesê. Maar jy kan dit eintlik maar sê. Want hulle glo ons in elk geval mense kom van Bobbejaan. Okay. Hy besef nie, dit waarmee ons besig is, God se goed is miljoene jare. Die skepping is maar 'n klein stukkie daarvan. Ek glo 6000. Maar dit is voor dit, na dit, wie kan 'n perk se kwaliteit? Nou kom iemand met 'n paar filosofiese gedagtes wat hy dalk oor 'n jaar of 2 of 3 geleer het, en dan wil hy sommer kom sê ja, maar God kan nie bestaan nie. Ek en jy staan vir God se saak altyd. Handelinge, die volgende gedeelte, word daar gesê, en dis wat aan die einde van hierdie gedeelte gaan gebeur, en ek gaan nou vir ons ietsie gee wat alles aan mekaar koppel. Maar hier aan die einde, nadat hierdie leiers nou klaar was met Petrus, hulle kom terug by die gemeente, en hulle vertel vir hulle alles wat gebeur het hierdie ouens begin saam bid, en dit is een van die goed wat hulle gebid het, of 'n paar van die goed. Sê, steek die hand uit, hulle bid en sê, Here, steek die hand uit. Hulle was opgewonde met God geprys as gevolg van hierdie wonderlike dinge, en dan sê hulle, steek die hand uit en bewerk genesing en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Hoor wat het hier gebeur toe? Na hierdie gebed het die gebou waar hulle by mekaar was geskud. Nou hoe dit was, weet ek. Hoe daai geskit is, by die uitstorting ook, hoe dit gebeur het, weet ek nie heeltemal. Maar die gebou het geskit, so ek vat hom net so op face value, dit het geskit, iets het gebeur, hulle het gevoel, dit was, daar iets gebeur. En hulle is almal met die Heilige Gees vervul, en wat het gebeur? En hulle het met God se boodskap onverskrokke verkondig. Dit het gemaak dat hierdie ouens 'n boldness het, wat er eenvoudig net nie oor ons stil bly. Dit gaan ons ook net nou sien. So. Wat sal die voorwaardes wees? En ek wil jou nou uitdaag en uitnooi om Handelinge 3 en 4 weer te gaan lees, maar gaan lees ons soms so 'n paar. Ek het hom klomp keer oor en oor gelees in verskillende vertalings. Maar hoor nou mooi, wat is die voorwaardes? In die eerste plek, en ek het hulle net nie spesifiek in volgorde nie, en is ook nie heeltemal in volgorde nie, maar half in volgorde ook, het ek so 10 goed uitgehaal. So 10 goed, en daar is die heel eerste een, dit is die belangrikste een. Met ander woorde, mense moet kan erken
dat jy saam met Jesus is, as gevolg van 'n paar goed, jou gesindheid, waagmoed en vrymoedigheid. Mense moet dit aan jou kan sien. En ons gaan nou sien, dit staan hierso. Met ander woorde, dit gaan nie net oor 'n tegniek, een of ander tegniek of nie, dit gaan oor 'n verhouding, 'n noue verbintenis met hom. Mense moet dit kan sien. Voor ons tekens dra, moet ons die teenwoordigheid van Jesus dra. Jy moet lyk soos hy, jy moet praat soos hy, jy moet doen soos hy. Jy moet daai koneksie met die Vader hê, want hy het dit in elk geval, dit wat jy daar sien, is eintlik, dit is 'n, kom ons sê dit nou maar mooi Afrikaans, dit is 'n tolorde. Maar daar is soveel goed, wat vir ons vandag sê, it's impossible, of nee, ou weet nou nie so lekker. Hoor wat sê 4 vers 13, sê. Die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien, want hulle het besef, dis gewone mense, sonder enige besondere opleiding. Hulle het hulle ook erken as mense wat saam met Jesus was. Mense kon sien aan hulle gepraat. Jy weet selfs ou Petrus Jesus verraai het, verloon het hom. So Petrus Jesus verloon het. Daar by die diensknegte om die vuur, het een van die diensmeisies gesê, man, jy is een van hulle. Hy klink soos hulle. As mense na ons lewens kyk, wat sê hulle van ons? Wie volg ons? In die tweede plek, gevul met die Gees. Ons sien in 4 vers 8, was toe Petrus praat, was hy, en ek gaan nie elke keer dit lees nie, maar daar staan hy was vol van die Heilige Gees. Gevul deur die Gees. In die tweede plek. In die derde plek, glo in Jesus se opstanding. En daar kan jy in vers 4 vers 2. Hulle was baie ontstel omdat Petrus en Johannes die volk geleer het en die opstanding uit die dood in Jesus verkondig het. Net in die vorige hoofstuk kan jy ook daarso lees in vers 15, 3 vers 15. Julle het die bron van lewe doodgemaak, dis wat Petrus vir hulle sê, maar God het hom uit die dood opgewek. Van hom is ons getuies. Jy sien, hierdie ouens sou nie bereid gewees het om hulle lewens te gee, doodgemartel te word oor 'n leuen. Hoe dom sou dit nie gewees het? Dit was die waarheid. Hulle was bereid om uit die pad te stap as gevolg van dit, die feit dat hy opgestaan het. Na die dag sê die volgende ding, die persoon praat van ander gelowe wat mense ook nou sê belangrik is en alles. Hy sê, maar al hulle leiers is dood en is stof. Hy sê, maar Jesus is die enigste een wat leef. Nou, die verduidelik dit so. Hy sê, as jy nou op 'n pad gaan, en jy kom hier op 'n kruispad, en jy weet nou nie, moet jy nou links gaan of regs gaan? En hier is een wat dood is, en hier is een wat lewe. Op hierdie pad, wat se pad gaan jy volg? Natuurlik die pad van die ou wat lewe. Is dit nie? Hy sal ons vir die regte pad wys. Hy kan nie vir die regte pad wys nie. Dis hoekom ons so kan vashou aan dit wat, en dis een van die redes hoekom ons weet dat die Christendom is die enigste en ware godsdienst wat daar is. Moenie hierdie goed wat mens hoor dat daar 'n ander manier is. There is no other way. En Jesus het dit self gesê, bewys deur sy opstanding. Nou dink nou as jy so deur jou dag gaan en in jou gedagtes is daar goed wat opkom soos, Here, U leef, U het opgestaan uit die dood. U is my lewe. Ek fokus op U. U naam is my woord. Dink net as dit jou gedagtewêreld en gedagtegang is. Weet jy wat sal gebeur? Onmiskenbare tekens. Almal sal kan erken, jy stap die pad. Jy stap die pad. Ons kan absoluut op dit staan, en natuurlik daar in die 4de plek. Dit gaan natuurlik oor God se krag. Hierdie ouens het gedink dit was Petrus hulle wat so wonderlik is, nê. Maar hoor wat sê, wat het gesien daar vers 12, nê. Vers 12. In 3 vers 12 staan daar. Daar staan, toe Petrus dit agterkom. Want ons weet wat het gebeur. Almal was in verwondering en hulle het saam gedrom en hulle geweet het wat hier aangaan. Toe Petrus dit agterkom, het hy soos volg op mense gereageer. Geagte Israeliete, wat is so besonders hieraan?
Wat kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag die of godsdienstigheid veroorsaak het, dat hierdie man kan rondstap? Hoe kyk julle ons so aan? Is nie ons krag nie? Hy sê, dit is die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorouers, wat met hierdie daad goddelike eer aan Jesus sy dienaar gee. Dis hierdie selfde Jesus vir wie julle uitgelewer het voor Pilatus verwerp het, al was Pilatus uitspraak dat hy vrygelaat moet word. Nou is nie hulle krag nie. Dis nooit jou krag nie. Dis net sy krag. Dis net sy krag. Ek dink die hele genesingsbediening vandag loop op dun ys. As mense dit aan hulle self wil vasmaak. En dan gebruik hulle ook die hele storie van ja, maar dit Jesus het alles verbring en dis die waarheid. Dit is die waarheid. Maar jy moet weet, dis nog steeds, jy's net instrumenteel, jy besit niks en dit wat hy vir jou gee is net 'n geskenk. Jy verdien dit nie. Dis nie een of ander tegniek nie. Dis 'n noue verhouding met Jesus. Gehoorsaam aan die Gees en daardeur werk jy nou. En wat gebeur dan? Onmiskenbare tekens. Die volgende een, nommer 5. Optree in Jesus naam, met ander woorde, praat geloof en doen geloof. Jy tree op in die naam van Jesus, jy praat geloof en jy doen geloof. Jy tree op in die naam van Jesus. Ek dink in ons swart kultuur is dit 'n baie mooi iets wat hulle altyd doen as hulle byvoorbeeld in die kerk praat. En hulle sal altyd sê, ek dink Dani sal saam met my stem hier. Hulle sal nooit enigiets begin as hulle begin praat om te sê, I greet you in the wonderful name of Jesus Christ, our Lord and Savior. So hulle praat, sal hulle begin, ek groet jou in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Hulle sal nooit begin om te preek of enigiets as hulle dit nie sê. Dis eintlik iets moois wat ek en jy ook kan aanleer, om waar ons ook al het, ek groet julle in die naam. Dink net as jy by iemand kom en jy sê vir hom, ek groet jou vandag in die naam van Here Jesus Christus ons verlosser. Weet jy wat, ek praat nou van ons kultuur, nee? Weet jy wat sal mense doen as jy dit doen? Wat gaan hier aan? Is dit nie? Gaan doen sit. Mense is reeds nogal verbaas as jy by hulle kom en as jy instap sê, vrede vir hierdie huis. Wat hier aan? En dis eintlik wat ons moet doen, né? Jy sien, dis hierdie goeders. Spreek die naam van Jesus, doen die naam van Jesus. En jy sien dit daar in hoofstuk 3 vers 6 en 7. Ek gaan dit nie weer alles lees nie. Maar kom ons lees 4 vers 10. 4 vers 10, ek gaan nie enetjie lees. Ek dink almal is daar dalk op jou geknee. 4 vers 10 sê, as ek kom jou aanmoedig om dit te gaan lees, ek wil dit duidelik stel aan almal wat aan die hele volk Israel, dat hy gesond gemaak is in die naam van Jesus Christus van Nasaret, die Jesus vir wie hulle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. In die 6de plek, gebruik geleenthede wat die Here op jou pad het. Geen formule in hierdie goede nie. Maar die geleentheid wat die Here op jou pad het, gebruik het. Soos wat ek net nog gesê het, hulle het al baie by hierdie ou verbygeloop en niks gedoen. Maar daai dag was die geleentheid reg. En ons weet wat gebeur het, nê. Soos wat die Gees hulle natuurlik gelei het. Hulle was gevul met die Heilige Gees, in gehoorsaamheid in klein en groot sake. Moet 'n mens eintlik begin agterkom, jy begin sien wat God sien. Met ander woorde, jy begin werk waar God werk. Nou hier was 'n geleentheid, hier lê 'n man met die mooi poort. Hulle stap by hom verby en hy leer op geld. Wat doen hulle? Daar's 'n geleentheid. Goud en silwer het ons nie, maar die naam van Jesus Christus van Nasaret staan op en loop en vat hom aan die hand en hy tel hom op. Jy sien die daad van geloof en alles rondom dit, gelei deur die Gees, in die groot en in klein goedjies. Partykeer is dit ietsie kleins wat jy kan doen. Dis partykeer vir iemand daai R10 wat jy kan gee. Partykeer daai, ek
weet die skrif sê tot as jy 'n beker water vir iemand gee, sal jy jou beloning kry. So moenie dink dis net altyd hierdie beplande groot programme en goed nie. Dis daai klein goedjies. Dis daai klein goedjies wat ons na die tyd vir mekaar kan sê. En ek wil vir jou sê oor hierdie feestyd, moenie terughou nie. As jy iets kan gee vir iemand, gee iets vir iemand. As jy iemand kan help, doen iets vir iemand. As jy 'n geskenkie vir iemand wil gee, doen dit. As jy goed kan wees, doen dit op 'n of ander manier. Gee. Jy sien, dis die goeders wat die Here baie keer gebruik om jou te seën. Baie keer as ons oor geld praat by die kerk, word mense kwaad, ja, die kerk praat net oor geld. Weet jy hoekom sal ek oor geld aanhou praat? Ek sal aanhou daaroor praat om jou nie te beloof van 'n seën. Want dis wat gebeur as ons stil bly daaroor praat. Mag jy ook oor hierdie tyd gee en weer gee vir jou mense, vir ander mense. En ook beleef hoe die Here eenvoudig kom in jou spoorkamers. Hy sê dit in elk geval in Lukas 6, hy sê vir die wat gee, sal teruggegee word. Weet jy hoe? Dit is soos in 'n houe, ingeskit, vol, nog skit, nog tot dit wat? Tot dit oorloop. Hy sê dit in Lukas 6, as jy begin gee so. So, met ander woorde, gebruik geleenthede. Baie keer sal jy vir iemand iets gee, en dan sê baie keer, ek het al hoeveel getuienis gehoor van mense wat vir iemand sê, maar 'n paar rand gee, wat net op sy hart gelê word, dan sê die persoon, maar dit is presies wat ek gebid het. Jy is baie keer die antwoord op iemand se gebed. Besef dit net. Dis in elk geval 'n onding om te sê myne. Jy spandeer alles wat jy spandeer net aan jouself, net aan jou gemak. Jy daarvoor gewerk, dit is vir die Here seën jou. Maar jy moet weet, dis die Here wat jou gehelp het. Dis altyd myne. Hoe meer ek kan, hoe verder ek kan bou, hoe meer ek kan wys wat ek met my geld doen. Ek praat baie keer daaroor. Ek wil dit nie weer sê, maar kry 'n ander mindset rondom gee. As jy net eenvoudig weer op 'n plek kom waar jy die geleenthede raak sien, wat die Heilige Gees, soos in hierdie geval in 3 vers 6, door hom raak sien. In die 7de plek, en miskien is dit iets wat jy kan bid op, en sê, Here, wys my, elke dag, wys my, Here, waar kan ek 'n verskil? Die Here gaan vir jou wys. Here, wys my, klein en groot goedjies. Wat gaan die resultate wees? Onmiskenbare tekens. Baie keer kry jy nie, want jy gee nooit nie, en jy bid nooit oor iets. Dis beginsels in die Bybel, né? Kom ons doen dit. Waar is ek nou? Ek wil by 7. Ja, verkondig die woord. Met ander woorde, praat oor Jesus. Baie keer sê mense, as jy die woord gaan verkondig, dan sien hulle die pastoor op die kansel, of die ou op die straat met die Bybel onder die arm, met 'n mic in sy hand, jy moet nou gaan preek. Nee. Kom ek sê vir jou, dit kan dit ook wees as jy geroep is daarvoor, natuurlik. Maar praat oor Jesus oral, verkondig hom. Ons het in hierdie feestyd die geleentheid om oral waar ons moet kom, opgewonde te wees oor die koms van Jesus, en dit te sê. Hoekom moet ons stil bly oor dit? Sien jy dit waar jy ook al kom? Maak dit 'n punt. Praat oor hom, verkondig dit. En ons sien dit hier byvoorbeeld in 4 vers 20. Ek gaan dit vir jou lees. Ons kan nie anders, hoor mooi, ons kan nie anders. Jy moet ook nie anders kan. Ons kan nie anders as om te praat oor die wonderlike dinge wat ons gesien en gehoor het nie. Jy het genoeg goed om oor dankbaar te wees. Praat daaroor en koppel dit aan Jesus. Dan verkondig jy hom. Moenie stop. Vers 29 ook sê baie duidelik hier, wat ek dink nie ons het hom gelees, maar ek lees hom nou vir jou. En nou, Here, hoor hoe dreig hulle ons. Gee dat ons u diensknegte u woord met waagmoed sal verkondig. Hou aan, al in hierdie tyd. Laaste 3. Kom saam in gebed. En die plek en omstandighede sal skud
as gevolg van sy teenwoordigheid. Weet jy wat, oor 'n Pinkster saamgekom het, Heilige Gees uitgestort het alles geskit. Klink soos 'n wind en alles het geskit. Jy weet, toe hulle hier saamgekom het en gebid het daar iets gebeur, iets van sy teenwoordigheid. Moet nooit die onderlinge byeenkomste geringskat. Ek kan vir jou sê wat gebeur vanoggend in die geestesrelm terwyl ek met julle praat. Daar word iets geskindel. Efesiërs 3 sê dit is 'n bevestiging in die geestesrelm as gelowiges by mekaar kom en dis die geheim van Christus wat verkondig word. Iets word geskindel. As jy en jou vrou en jou kinders sê kom ons bid saam, word daar iets geskindel in die geestesrelm. Daar word baie keer iets geskindel in jou hart. Kom saam, kom gereeld saam. Ja, kom maar Desember kerk toe hoor. Daar is so rustig die pastoor. Ek moes dit nie so gesê het nie, dit word nou opgeneem. Asseblief gaan edit toe. Die beste plek vir my om te rus is hier waar ek staan. En om saam met God se mense te wees. Daar's nie 'n beter plek as dit. Dis regtig so. Dis regtig so. Nommer 9. Daai gedeeltes kan jy maar gelees, maar verwag teenstand. Verwag teenstand. Jy moet weet, as jy die regte pad begin stap, dan gaan teenstand wees, dan gaan dalk sê, ja, jy dweep of jy tydens dit of reg sê, luister, dis nie nou die tyd en plek nie. Ons is nie nou by die kerk. Sê ek, is die kerk gebou of is ek is deel van die kerk? Jy is deel van die kerk. Besef jy dit, né? Met ander woorde, verwag teenstand. Hierdie ouens is gedreig, 'n paar keer sê hulle, maar hulle word gedreig. Al wat hierdie leiers teen hulle kon doen is om hulle te dreig om nie te praat in die naam van Jesus en verder te verkondig oor die opstanding uit die doodheid nie. Daar kan dalk dreigemente by jou werk wees. Mense sal vir jou sê, jy mag nie hier praat oor godsdienst nie. Party plekke, party besighede is dis deel van hulle beleid. Geen geloofgoed en geen politiek nie. Politiek is in elk geval, ek weet nie so kom word dit saam genoem. Maar jy sal werksplekke kry waar dit gesê word, hier praat ons die kerk. Dan moet jy juist oor die kerk praat en dan moet jy juist bid. So daar sal, verwag teenstand, maar dit sal nie opweeg teen dit dat dit onmiskenbare tekens plaasvind. Ek onthou baie jare terug toe ek nog 'n vakleerling was by Eastport. Nou dit is baie jare, 35, 37 jaar terug, in haar keer. Ek het nie daar rondgegaan en heeltyd gepreek en bekeer gegaan nie. Maar weet jy wat was my interessant? Baie keer het van die ouens wat saam met my gewerk het, my eie happy maatjie saam met my, het my sommer net oor geestelike goed begin vra. Want ek het nie gevloek en te kere gegaan, en daai het die Here my al geroep. Ek het nie dronk gelê in die straat in die nag en sulke goed nie, so dit nie, obviously was daar iets onmiskenbaar met die genade van die Here aan my. En ons sommer kom, vreemde ouens, ek keer vir my, hoor nie so, wat dink ek van dit en dit in die Bybel? Dan wonder ek baie keer dan maar, hoekom sal julle my nou vra? So onmiskenbare tekens kan jy nie onder 'n emmer wegsteek. Moenie skaam wees oor, nee. En daar was ook party wat vir my gelag het. Daar was ook party wat gedink het ek is nou 'n bietjie stupid omdat ek in die aand rond lê en saam met die girls gaan rondjaag en sulke goed nie. Gespot het. So jou paadjie word bietjie nouer getrek, maar wat gebeur? Iets van hy onmiskenbare tekens vind plaas. Soos wat ons sien daar in 4 vers 17. Vers 16 gelees, hy sê, maar om te keer, dat hulle nog verder die volk te versprei, kom ons dreig hulle, om nie weer met iemand in die naam van Jesus te praat. En later ook, word ook gesê, hulle dreig ons, toe hulle bid en sê, Here help ons, ons word gedreig, na in vers 9 ook.
27 tot 29. Nou die laaste een en ek sluit af met dit. Hier is my baie belangrike een. Ek wil amper sê, as jy dalk die res vergeet of as jy stap hier uit. Prys God altyd. Kry 'n lewe van prys en worship. Prys en dank op baie ook al beweeg. Dank. Vir my werk dit baie keer so 'n aanleiding van laasweek se boodskap op baie keer as ek so hierdie dag van sê ek nie dankie Vader. Terwyl ek sê dankie Vader, dink ek aan goed wat dalk nodig is of goed wat moet gebeur. Terwyl ek sê dankie Vader en ek dink aan behoeftes en selfs goed wat dankbaarhede. Dan sê dit asof ek eenvoudig weet iets kan by jou kom. Dis net asof ek daai om te wees omdat hy is iets daarvan, iets beleef van sy teenwoordigheid, want ek sê reeds dank. Dis nie omdat dit 'n formule van tegniek is. Dis 'n verhouding. En ek moedig jou aan met dit. So prys God altyd en nie mense. Wees maar versigtig as mense vir jou begin vertel hoe wonderlik jy is hoor. Hulle kan dalk vir jou sê, jy het goed gedoen hier, of jy as gevolg van dit wat jy gedoen het, dis wonderlik, sê ook dankie. Dit is nie 'n krisis om te sê, okay, dankie. Maar geen ook daarna die eer vir jou. Ek het 'n besluit gemaak vroeg in my lewe dat as ek na 'n preek of na diens of na Sondag aand sê ek vir die Here dankie en ek gee hom die eer vir dit wat die oggend en die aand moet gebeur het, selfs in die kinderkerk. Gee hom die eer. Moet jy dit vat, jy prys hom daarvoor, né? Dis in elk geval nie jy wat so wonderlik of ek wat so wonderlik is nie. In ander woorde, prys God altyd nie en nie mense nie. Want waar mense hulle self klein maak en Jesus groot maak, werk God graag. Dis net hoe dit is. Al die beginsels wat jy het rondom disipelskap sê, wees jy klein, wees 'n diensknegt leier, wees 'n disipel. Wees iemand wat nie te veel van jouself, daar's hoeveel gedeeltes, met tot Johannes die Doper het gesê, hy moet meer word, ek moet minder word. Waar jy klein is, en jy hom groot maak, sal daar wat gebeur, daar sal iets gebeur van onmiskenbare tekens. 3 vers 8 tot 9, het ons dit ook gesien. Sluit af daarmee. Nee, nie net daarmee nie, daar's 'n ander vers maar ook lees. 3 vers 8 tot 9 sê baie duidelik. Hy sê hy het opgespring, op sy voete gestaan, begin rondstap. Daarna terwyl hy rondstap, huppel en God prys, is hy saam met hulle in die tempel. Interessant, hoe hy gesond geword het, toe gaan hy sommer kerk toe ook, nee. Die hele volk het gesien, hy het nie meer buite gelê nie, hy het ingegaan. Die hele volk het gesien hoe hy loop en gehoor hoe hy God prys. Toe hulle hom eien en besef dat dit hy is wat voor die tempel by die bootpoort gesit het en bedel het, was hulle heeltemal verstom. Hulle het van verwondering by die pilaargang van Salomo saamgedrom terwyl die man gesorg het dat hy by Petrus en Johannes bly. Vers 12 sê, toe Petrus agterkom, het hy soos volg op die mense gereageer. Geagte Israeliete, wat is so besonder hieraan? Wat kyk julle ons so aan asof dit deur ons eie krag en godsdienstigheid veroorsaak het dat hierdie man kan rondstap? En dan sê hy daar, so dan bring hy die lof aan God toe in vers 13. 4 vers 21, laaste een, heel laaste een, sê, 4:21 sê, 4:21, kom ons lees so. Die raad het hulle nog verder gedreig. Uiteindelik het hulle egter laat gaan, want hulle het nie geweet hoe om hulle te straf sonder om 'n volksopstand te veroorsaak nie. Almal was inderdaad besig om God te prys. Ek dink baie goeie tyd van die jaar, is in elk geval hierdie tyd van die jaar, om hom te prys, om hom te eer, om hom te aanbid en dinge te doen, om te vertrou, onmiskenbare tekens. Almal sal eenvoudig erken, hier iets gebeur. Jesus raak hom eenvoudig groot. Dis my gebed vir jou. My gebed vir jou is dat jy absoluut, as ek het opsom in 3 goed, absoluut 'n verhouding met Jesus, alles uit dit uit sal doen. Dit in die naam van Jesus
sal begin om alles waarmee jy besig is, mee besig te wees en om te prys vir alles. Altyd. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dat ons vanoggend die woord duidelik gehoor het. En ek glo en vertrou, Here, dat almal van ons iets kon ontvang. Waar dit gegaan het in die eerste plek oor 'n verhouding met U, almal sal erken ons is van U. In die tweede plek gevul te wees met die Gees. In die derde plek te glo in Jesus se opstanding. Te besef in die vierde plek dit gaan oor U krag. In die vyfde plek om op te tree in die naam van Jesus. In die sesde plek om geleenthede reg te gebruik. In die sewende plek om te verkondig, U woord te verkondig, te praat oor U, oor ons. Om saam te kom in die agste plek in gebed en in alle omstandighede. In die negende plek om te verwag dat daar teenstand sal wees, maar dit juis deel sal wees van onmiskenbare tekens wat plaasgevind het en ons in dankbaarheid sal leef. En die laaste plek, Here, om U altyd te prys. Help ons, soos wat ons die skrif gelees het vanoggend in hierdie tyd, om U regtig te beleef, Here. Ons het gesing, die koning is hier. Ons weet U is met ons. Dankie vir dit. Dankie dat U elkeen van my boeties en sissies hier saam met my seën. En ek kan oor elkeen bid. Mag elkeen in hierdie plek geseënd wees. Met ander woorde, Here God, U onverdiende goedheid kan beleef. Mag dit so wees. In die naam, bo elke naam. Die naam van Jesus Christus alleen. Here God, ons sê vir U dankie daarvoor. In U wonderlike naam. Ons eer U vir alles. Kom ons spandeer nog 'n minuut of twee, net daar by jy sit. Net daar by jy sit. Miskien is daar iets wat jy voor die Here moet bely, miskien het jy dankbaarheid, miskien is daar ietsie wat jy gehoor het wat vir jou belangrik is en jy wil graag dit deel maak van jou lewe. Al is daar net een uit die 10 goed wat ek genoem het wat regtig vir jou uitstaan. Praat vir 'n paar oomblikke met hom daaroor.